Môre, maatjies. So, ons is by die derde boek in die Bybel, Levitikus. Sê bietjie Levitikus. Levitikus. Nou, dit is dalk 'n boek wat ons nie so baie lees nie, want ons hou mos nou maar van Bybelverhale, stories, né? Soos Noag en die ark, of die Israeliete daar deur die Rooi See, of Dawid en Goliat, al die verhale. Nou die boek Levitikus is in daai opsig 'n bietjie moeilik vir kinders, want dis 'n boek oor reëls vir die Lewiete. Dis kom dit Levitikus is. Nou wie was die Lewiete? Een van die 12 stamme van Israel was die stam van Levi. Nou al die ander stamme het 'n plek gekry om in die land te bly, te boer, nê, winkels en allerlei goed te doen. Maar die Lewiete het nie 'n grondgebied gekry nie. Hulle werk was om vir Jahwe te werk, by die tempel of die tabernakel en dinge wat daarmee saamgaan. Maar die boek Levitikus is eintlik baie belangrik, want dit gaan oor die priesters. Nou wie is ons groot priester? Yeshua. So die boek Levitikus leer vir ons van dinge wat Vader Jahwe vir die Lewiete geleer het, vir die priesters, om te doen daar by die tempel of die tabernakel, en dit was alles deel van die profesie van hoe Yeshua eendag alles vir ons sou doen. So Levitikus begin die eerste 5 hoofstukke met offers. Nou ek dink 'n kind hou nie baie van 'n offer nie, want dit is as jy 'n lammetjie of 'n bokkie of 'n bees gebring het. En wat het jy gedoen met hom daar by die tabernakel? Hy word geslag. Hy word doodgemaak. Dit is so hartseer en sy bloed word gebruik op die altaar. Maar maats, dis belangrik dat ons verstaan hoekom, want ons het sonde. Dit is nou al die dinge wat ons verkeerd doen. Adam en Eva het gesondig en eintlik, julle het al pak slaap by mamma en pappa gekry, dit is net 'n klein bietjie pyn, maar eintlik verdien ons die ewige dood, die ewige hel. En Vader Jahwe het gesê, as ons na hom toe kom, moet ons skoon wees, rein wees, sonder sonde. Nou die offers was 'n manier om vir Israel te wys dat hulle sonde verdien die dood, en dat hierdie diere wat met hulle lewe moet betaal bloed, is 'n heenwyser na Yeshua wat vir ons aan die kruis sou sterf en sy eie bloed vir ons gee. So ons het baie offers, sê bietjie saam met my: brandoffer, vuuroffer, dankoffer, spysoffer. Daar's so baie offers. Party was in die oggend, party was in die aand, party was op sekere dae van die jaar, party was sommer saam gewees, die groot versoensdag. So al hierdie reëls in die boek Levitikus, wat nie altyd maklik is om te lees nie. Miskien as ons prentjies gehad het, sou dit so 'n bietjie makliker gewees het. Maar dit is alles van offers. Maar wie het al hierdie offers in sy eie liggaam kom bring? Yeshua. Die vuuroffer en die brandoffer byvoorbeeld, moes die hele dier op die altaar neergelê word. En die priesters mag nie eers 'n stukkie daarvan geëet het nie. Dis 'n totale offer. En Yeshua het sy totale lewe vir ons gegee, nê. Van die ander offers, soos die spysoffer, mag die priester 'n stukkie vleis kry, soos braaivleis. Maar dis nou nie kuier nie, dit is, die offer is gebring en dan mag hulle van dit eet. En dankoffers. So, Yeshua het vir ons sy lewe gegee, sy liggaam, soos ons met die verbondsmaal, nee, die nagmaal, dan sê die predikant altyd, dit is my liggaam, neem eet. Nee, want hy het sy lewe vir ons gegee. Sy lewe is baie meer werd as kos. Ons hou van lekker kos, en pudding, en roomys. Maar jy eet, en môre is jy weer honger. Maar Yeshua se offer is anderste. As ons hom lief het, sal ons nooit weer 'n begeerte hê na iets anders nie. Maats, vra 'n bietjie vir mamma en pappa om met julle te gesels uit die boek Levitikus. Ons gaan volgende keer nog 'n bietjie gesels oor 'n ander saakie, wat ook belangrik is, maar net eers, Levitikus begin met offers. 'n Offer was daar op die altaar, hulle het die diertjie geslag, baie hartseer,
sy bloed op die altaar uitgegiet, en van sy vleis soms alles gebraai, gebrand, baie keer het die priesters daarvan geëet. En dis 'n heenwyse na wie? Wat vir ons aan die vloekhout gesterf het, om ons sonde te betaal. Dis kom ons altyd bid, vergewe ons sondes, en dankie dat U ons liefhet. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Vader Jahwe, baie dankie vir U wonderlike woord. Dankie dat ons kan leer ook van die offers wat die Lewiete moes gebring het daar by die tabernakel. Dankie dat ons weet Yeshua het alles vir ons vervul en hy is ons hoëpriester en ons offer. En ons loof en ons prys U vir U liefde. Amen.